Sister Johnston, having been commissioned of Jesus Christ, I baptize you for and in behalf of Teresia Bartzett, who is dead, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Hoe kan jy sê dis Christendom? Dit het niks te doen met Christendom. Dit is boos, dit kom van die Satan af en hierdie moet verwerp word. Elke laaste deel van hierdie moet verwerp word. Ek gaan vir julle vandag 'n bietjie hierso goed wys van 'n kerk dat as dit nie afgeneem was nie, sou julle seker gesê het, waarmee is jy besig? Waarvan praat jy? Dit kan nie wees nie. Maar hierdie kerke is in Suid-Afrika, hierdie kerk is besig om te groei en soos wat ek praat, soos wat ek vir julle van die tradisies en gebruike wys wat hierdie kerk doen, kyk of jy kan agterkom wat se kerk dit is. Maar vriende, dit is ons lewe in die eindtye. Ons lewe in die laaste dae en daar is soveel afvallige goeters in hierdie wêreld dat dit is so belangrik dat jy die skrif ken. Dit is so belangrik dat jy weet wat die woord van God sê, dat jy nie staat maak op enige subjektiewe gevoel wat jy kry of enige subjektiewe aannames wat jy maak deur een of ander ondervinding wat jy gekry het, maar dat jy die woord van God leer vertrou en so die Here leer ken. Want vriende, hier is misleiding en daai misleiding raak al hoe erger. En Kom ons gaan net eers hier na die Bybel in Galasiërs 1 vers 9 sê dit vir ons, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you that ye have received, let him be accursed. Met ander woorde, as iemand 'n evangelie preek, as iemand praktyke doen wat nie in die Bybel is nie, wat anders is wat die Bybel sê, dan moet ons dit verwerp en laat hulle accursed wees. Ons moet hulle weg van ons afstuur. Hulle moet anathema wees. En dis net om getrou te bly in die Bybel, om hierdie geloof, hierdie is 'n ander geloof, hierdie is nie Christendom nie, hierdie is boos. Hierdie mense noem hulle self Christene, baie van hulle sal onder die Christen amper net vir hulle self sê, ons is net nog 'n denominasie, en ek wil vir jou vandag wys onbetwyfeld, dat hierdie nie net 'n Christen denominasie is nie. Maar kom ek wys julle gou vir julle hierdie video, ek sal hierdie ou se kanaal vir julle voorstel, sy kanaal se naam is Lion of Fire Ministries, en kyk bietjie die rituele wat in hierdie kerk aan die gang is, en dan sê jy vir my, is dit hierdie enigstens iets te doen met Christendom, en dis net weird, hoekom wil julle mense hierdie goeders doen, ek kan dit nie verstaan nie, soos, lees jy die Bybel, vertrou vir God, lewe volgens sy woord, en moenie val vir hierdie nonsens nie, voordat ek hierdie wys vir julle, kom ek wys julle net, ek wil net so vinnige opsomming gee, van hierdie kerk in 'n Suid-Afrikaanse konteks, en dan besef jy, hierdie is 'n groter ding as jy al gedink het. So, die vroeë begin, die eerste sendelinge het in 1853 in Suid-Afrika aangekom, en die eerste gemeentes in die Kaapse omgewing gestig. Vir 'n lang tyd was groei stadig, en baie bekeerlinge het na die Verenigde State geïmmigreer. In die apartheidsera, die kerk se beleid wat voorheen priesterskap, ordonnansie vir mans vir Afrika afkoms beperk het, tesame die realiteite van apartheid het rasintegrasie en sendingwerk onder swart Suid-Afrikaners jarelang beperk. Met ander woorde, hierdie kerk was nie regtig beskikbaar vir swart mense. En ek wil vir julle ook wys hoe baie hierdie kerk, ek dink soos Israel Visie is basies 'n formaat of 'n afstammeling van hierdie kerk in Suid-Afrika. Dit is hulle het baie van dieselfde idees, gebruike, miskien nie van dieselfde tradisies nie, maar dieselfde manier om te dink oor sekere goeters is wat ek sal sien in die kerk. Hierdie kerk glo byvoorbeeld dat daar was nooit 'n kerk, die ware kerk was nooit te vind op aarde, totdat die persoon wat hierdie kerk gestig het, op die sien gekom het nie. En is baie met die Israel visie, so ek dink hulle het 'n baie selfde siening van so Siener van Rensburg. Soos ek dink Siener van Rensburg is vir hulle die Afrikaner, soos wat hierdie ouens hulle apostel het. As ek vir julle sê wie is die apostel, gaan dit nou weggee wie die kerk is, en ek wil julle bietjie in suspense hou. En dan in 1978, deurslaggewende oomblik het in 1978 plaasgevind toe kerkpresident Spencer W. Kimball 'n openbaring ontvang het wat priesterskap en tempelseëninge aan alle waardige manlike lede toegestaan het, ongeag van ras. Dit het gelei tot vinnige groei en meer geïntegreerde gemeentes reg oor die land. So, dis net, is julle onnosel? Soos eerlik, kan julle nie sien die duidelike drogredes wat julle het nie? Met ander woorde, julle het gesê, daar was nooit die ware kerk nie. Toe kom hierdie profeet van julle,
Gee al julle leerlinge, verander klomp goeders in die Bybel, sê hierdie is nou wat ons glo en hierdie is nou vas, jy weet nou kan ons die volle kerk wees. En nie in 1978 kom 'n chom en sê nee luister, dit is nie so nie. Swart mense wil deel van die kerk wees, so nou moet ons hulle toelaat. Nou verander ons alles wat ons gesê het. So, ek verstaan nie, hulle maak wat hulle wil, dis subjektief. Nou natuurlik sê ek dit's 'n goeie ding dat swart mense deel is van die kerk. Laat niemand my net verkeerd verstaan of aanhaal nie. In geloof in Christus alleen is hoe ons gered word, nie deur een of ander priester nie, nie deur een of ander vals Bybel, een of ander vals boek nie, dis deur Christus alleen. So ek sê nie die feit dat hulle nou swart mense toegelaat het, dis verkeerd. Ek sê net julle kontradikt julleself. Dit is, daar was nooit 'n kerkie, julle was nou die volkome kerk, maar nou verander julle klomp essensiële dele van julle kerk waarop dit nie gevind is. So ek wil dit maak net nie sin nie, dis dom, hou op. En as ons kyk na die lidmaatskap, daar is tans 69,000 lede in Suid-Afrika in hierdie geloof. Georganiseer in ongeveer 195 gemeentes, die kerk groei steeds in die in die Afrika Suidgebied. Hulle tempels, die kerk het 'n sterk verbintenis tot tempelwerk in die streek en julle kan gaan meer lees daar. Maar kom ek wys julle presies wat hierdie mense doen en dan besluit jy vir jouself, het hierdie enigstens iets te doen met Christendom? Footage comes from what's known as the Mormon endowment ceremony, and this typically lasts for around 1.5 to 2 hours. Mormons also perform baptisms on behalf of deceased people, believing these ordinances can be accepted in the afterlife. Faithful members may repeat these proxy baptisms many times throughout their lives for different deceased individuals. While baptisms for the dead are technically a separate temple ordinance from the endowment ceremony, they are still a major part of Mormon temple activity. Sister Johnston, having been commissioned of Jesus Christ, I baptize you for and in behalf of Teresia Artson, who is dead, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Participants learn ceremonial signs, tokens, and ritual gestures which are considered sacred within Mormonism. We will begin by making the sign of the first token of the Aaronic priesthood. This is done by bringing the right arm to the square, the palm of the hand to the front, the fingers close together, and the thumb extended. This is the sign. Faithful Mormons often repeat the entire temple ceremony throughout their lives, sometimes performing these ordinances by proxy on behalf of deceased people. The name of this token is your first given name if you are going through the temple for your own endowment, or if you are going through for the dead. It is the first given name of the person for whom you are officiating. Participants also So ek bedoel, as jy nie kan agterkom, hierdie is totaal en al okkulties, hierdie is so totaal en al teen die Bybel, en dat ons dit totaal al moet verwerp nie, dan verstaan jy nie wat die Bybel vir ons leer nie. Hierdie is uit die diepste put van die hel af. Hoekom moet mens hierdie tekens met jou hande maak en in 'n sekere manier loop? Verstaan, laas ons gepraat oor vrye messelary, hierdie kan jy duidelik sien kom van baie van hulle sienings af. En dan as klomp mense wat dit sou ondersteun en die feit bevestig dat hierdie is 'n deel van vrye messelary. Dit kom van, hoekom nêrens in die Bybel sê dat jy weet, groet iemand so, of draai jou hand so, of gebruik hierdie simbool, of gebruik hierdie teken, jy verstaan, hierdie is boos. Hierdie kom van die Satan af. Onthou, enigiets wat nie van die Bybel afkom nie, moet ons verwerp, want dit kom van die Satan af. Dis hoekom ek gesê het ook met die Rooms-Katolieke video, wat jy moet verstaan is, ek sê niemand in hierdie kerke is gered nie, want as jy waarlik gered is, dan sal jy op daai oomblik uit die kerk uit gaan. So, die ouens van julle wat ondersteun die konsep dat ouens in hierdie kerke gered is, in die Rooms-Katolieke kerke gered is, hoe kan jy hierdie tipe praktyke doen en jouself 'n Christen noem? Dan verstaan jy mos nie wat die Bybel sê nie. Dan verstaan jy nie wat die woord van God sê. Ek het nou net vir jou gelees, Galasiërs 1:9 sê dat hulle wat in 'n ander evangelie glo, moet geanathematize word. Hulle moet geaccurse word. Ons moet vir hulle sê, gaan weg van ons af. Julle is nie deel van dit wat ons leer nie. En net om seker te maak jy verstaan, wat hier aan die gang is hulle doop mense, jy weet, lewendige mense vir iemand wat dood is. Onthou, wat die Mormone leer is vir basies 1800 jaar in die kerkgeskiedenis was daar nie 'n ware kerk nie. Dis eers toe Joseph Smith gekom het wat die ware kerk begin het. Dis hoekom ek sê Israel wie sê het vir my baie soos hulle is baie geconnect aan dit. Dis baie wat hulle teach. Jy weet, siener is half net hulle ou. Dis heeltemal dieselfde nie, maar daar is definitief vergelykings wat mens kan maak. Maar met ander woorde, as jy jou oer-oupa wat sê nou maar in hierdie tyd gelewe het, waar daar nie die volmaakte kerk was nie, want Joseph Smith was nie daar nie. Nou kan jy gaan en jy kan jouself gaan doop vir jou oupa en jou ouma. Dis net weird. Hoekom doen julle dit? En verstaan, as jy nou in 'n ander kerk gedoop is, moet jy in die Mormoonse kerk gedoop wees, want daai doop tel nie. En verstaan ook eerstens, nêrens leer die Bybel dat doop
maak jou gered nie. Jy hoef nie gedoop te word om gered te wees nie. Doop is 'n simboliese teken van jou redding. En dit is hoofsaaklik daar om vir ander mense te wys dat jy wedergebore is. Dis net, terwyl mens op daai punt is, daar's nêrens in die Bybel een voorbeeld van klein doop nie. Die enigste doop wat ons kry is bekeringsdoop. Met ander woorde, jy word gedoop nadat jy bekeer is. Lees byvoorbeeld Handelinge 2. Ouens wat klein doop probeer justify, sal sê net maar sê, daar word gesê van 'n hele familie wat gedoop is. Jy weet nie daar was 'n infant in daai familie nie, so jy sit jou opinie by die teks. Daai teks sê jy moet bekeer, dan kan jy gedoop word. So 'n familie wat elke persoon bekeer, kan elke persoon in die familie gedoop word. Maar as jy nie bekeer nie, kan jy nie doop nie. En die doop, as jy gaan kyk in Romeine 6 vers 4, is dit die simboliek van jy wat jou lewe neerlê, jy wat jou vlees neerlê sodat jy op kan staan in Christus. Maar as jy gaan kyk na Deuteronomium 18 vers 10 tot 12 van sê dit, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an absorber of times, or enhancer, or a witch, or a charmer, or consulter with familiar spirits. Hierdie consulter with familiar spirits, dis weer eens soos, dis dooie geeste. Dis mense wat dood is en probeer hulle kommunikeer met dit. En jy moet verstaan, daar's 'n geestelike riekelm. Daar's demone, daar's engele, daar's al hierdie goeters in 'n riekelm wat ek hier nie kan sien nie, maar dit bestaan. Verseker volgens die Bybel bestaan dit. En ek dink ek kan getuig van ondervindings wat ek al gehad het met van hierdie goed. Or a wizard, or a necromancer. For all do these things that are an abomination unto the Lord. So hierdie woord, necromancer, dit verwys na iemand wat kommunikeer met die dood. As jy gaan kyk in die Nuwe Testament, Galasiërs 5, dan sê dit vir ons, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft. En hierdie witchcraft se Griekse woord is pharmakia. En pharmakia weens verwys na kommunikasie met die dood, en jy kan dit self gaan bietjie bestudeer, maar ons verstaan daar's 'n geestelike riekelm, maar oral in die Bybel sê dit vir ons bly weg van hierdie goeie af. Moenie dit gaan probeer analiseer nie, moenie probeer in hierdie goeders ingaan soos wat wat is daai Leon de Pre, soos wat Leon de Pre doen en sê jy moet jou third eye oopmaak. Die Bybel sê vir ons, hy waarsku ons teen hierdie goed. Hy sê mense wat hierdie goeders doen is deel van die okkulte. Nou wil julle gaan en mense gaan doop. Jy wil mense gaan doop vir die dooies. Nou kom ek wys julle net om fair te wees aan hulle gebruik 1 Korintiërs 5 vers 29 om hierdie te justify. So daar staan al, else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? So as jy hierdie hele konteks gaan lees, dan praat dit hier oor en oor van soos as jy kyk in vers 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. En it sê, for as in Adam all died, even so in Christ all shall be made alive. So dit kontrasteer hierdie dat in Christus is mens lewendig en in Adam is ons dood. En dit word oor en oor herhaal. Nou maar kyk wat sê hy in 28 en hy gebruik baie keer soos die personal pronoun wat verwys na ons. Hy sê we, wat hy homself in al hierdie goeders insluit. So gaan kyk in vers 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. En dan sê hy in vers 29, else what shall they do? So sê hy verander die pronoun they. So hy verwys na 'n derde persoon. Hy sluit homself uit hierdie uit. Hy sê hulle. En hy sê, so hy verwys na iets wat ander mense doen, nie hy self nie. Which are baptized for the dead, if the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? So hy vra die vraag, hoekom is dit nodig om hierdie mense te doop? Nou hier is verskillende interpretasies van die, maar meeste mense sê hier was 'n gebruik in hierdie tyd wat soos pagans gedoen het, ongelowiges gedoen het, om vir die dood gedoop te word. En hierso sê Paulus soos, and why are they then baptized for the dead? Hy vra, hoekom is dit nodig? Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? Met ander woorde, hy sê, omdat julle hierdie doop vir die dooie mense, hulle gaan nie opstaan daarvan af nie, want dit het niks te doen met hulle redding nie. En in die volgende vers sluit hy weer homself in. And why stand we in jeopardy every hour? I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. So ek dink die groot ding hierso is hierdie pronoun wat ons sien, they. Hy verander hierdie teks in vers 29 om te verwys na ander mense wat hierdie goeders doen, en hy praat nie noodwendig in 'n goeie manier van dit nie. Maar net dat jy seker is, hulle teach dit in hulle eie geskrifte. So as jy in die Mormoonse geskrifte gaan kyk in Doctrines and Covenants 124, hier vers 29, for a baptismal font there is not upon the earth, that they my saints may be baptized for those who are dead. So dis duidelik dat hulle leer, jy moet gedoop word vir mense wat klaar dood is. Maar ons kan gaan kyk
Verder in hierdie video is daar nog goeders wat hulle doen wat ons net nie in skrif sien nie en wat duidelik soos okkultiese praktyke is. In what's known as the law of consecration, dedicating themselves, their time, talents to the LDS Church. Each of you covenant and promise before God, angels, and these witnesses at this altar, that you do accept that will do. This is called the prayer circle, where temple participants repeat prayers and ritual gestures together as part of temple worship. This is done by raising both hands high above the head, and while lowering the hand, repeating 3 times the words, O God, hear the words of my mouth. O God, hear the words of my mouth. O God, hear the words of my mouth. The sisters in the room will Inside the Mormon temple. What follows symbolically represents entering into the presence of God and passing into the most sacred room inside the entire temple. Whereupon the Lord parts the veil and asks, What is wanted? Adam, having been true and faithful in all things, desires further light and knowledge by conversing with the Lord through the veil. Participants then repeat sacred signs, tokens, and ritual phrases through the veil before symbolically entering the presence of God. For this purpose I have come to converse with the Lord through the veil. You shall receive it through the veil. It is received as left arms are placed upon right shoulders through the veil. The Lord parts the veil and asks, What is wanted? Adam, having conversed with the Lord through the veil, desires now to enter his presence. The Lord puts forth his right hand, takes the person by the right hand, and says, Let him enter. After passing through the veil, participants enter what's known as the celestial room, considered the most sacred room inside the Mormon temple. In Mormonism, this room symbolically represents entering the presence of God and the highest level of heaven. These rituals may look Waarmee is julle besig? Vriende, dit is weird, dis boos, dit is nie in die Bybel nie en dit moet verwerp word. En net laat julle dink hierdie is nou ver in Amerika, alles wat daar gaan. Hier is die Johannesburg tempel. Check hy ding. Daai ding is massief. Dis soos hier doen hulle hierdie goeters. Hier doen hulle al hierdie goeters wat ek vir julle gewys het. Hierdie gebeur in ons agterplaas. Hierdie is net om die hoek in die draai. Hier waar ek bly in Bloemfontein, hier soos hierdie manne se bymekaar kom plek. Heuwelsig Bloemfontein. No. En dit is net ons moet onsself waak teen hierdie goeters. Hier gaan al hoe meer van hierdie goeters in die eindtye opkom en hierdie kerk groei. Moenie 'n fout maak. Ek bedoel Dallas Jenkins wat die Chosen doen, wat die Chosen direct, hy ondersteun hierdie kerk ten volle. Hy sê hulle is dieselfde as Christen. Ek het nog net vir julle gewys. Hoe kan jy sê iemand wat iemand doop vir die dood, vir dooie mense is 'n Christen? Hoe kan jy iemand sê wat hierdie rituele doen in 'n sirkel staan en met hul arms so oplig en hierdie frases oor en oor sê, hoe kan jy sê dis Christendom? Dit het niks te doen met Christendom. Dit is boos, dit kom van die Satan af en hierdie moet verwerp word. Elke laaste deel van hierdie moet verwerp word. Ons sal moet opstaan, ons sal ons familie moet regkry, ons sal vir mense in die Bybel moet leer sodat ons nie val vir hierdie goeters nie. As jy mormone ken, as jy mense ken wat in hierdie kerk is, bid vir hulle, dat hulle oë sal oopgaan, dat die sluiers van hulle oë sal afval, dat hulle kan sien hierdie is 'n afvallige geloof. Wat begin is deur een ou. Dis een ou, dis altyd die probleem, is een ou wat 'n revelation kry. Dis hoekom ek so teen hierdie subjektiewe, gevoelgedrewe ding is. Hoe jy weet die Heilige Gees praat met jou is as jy dit kan ondersteun in die woord van God. Anders al wat jy het is 'n subjektiewe gevoel. Dit is wat gebeur het met Joseph Smith. Hy het gegaan, die Here het aan hom verskyn, hy het hierdie tablette gekry en hy het die Book of Mormon geskryf uit. En nou sit jy met hierdie afvallige geloof waar baie mense gaan doodgaan en hel toe gaan vir ewig. Omdat hulle 'n leuen glo, omdat hulle 'n mens volg en nie die woord van God nie. Maar sit 'n bietjie daar in die kommentaar as iemand ken wat 'n mormoon is, wat nodig het om hierdie te hoor, maar ons moet teen hierdie geloof draai en hierdie is 'n ding, hier's 69,000 mense in Suid-Afrika wat in hierdie goeters glo. En ook, jy weet, hulle glo ook jy kan 'n God wees. Jy gaan 'n God wees van jou eie planeet in die volgende lewe. So vriende, ons moet waak hier teen en laat die waarheid ons lei om nader aan Christus te kom en nie te val vir hierdie goed nie.